As jy vanmôre saam met ons dalk die eerste keer kuier, jy is bewus daarvan dat toe Jesus gekruisig is, het hy letterlik vandat hy gevange geneem is, bykans niks gesê nie. As dit ek en jy was, en ons in sy skoene was, sou ons waarskynlik, as daai eerste gesel hou slaan, of val, wanneer die laaste van 39 houe val en jou rug oopgekloof is, waarskynlik sou jy al iets gesê het. En dis opvallend om te sien wat die laaste woorde was van Jesus in hierdie tydperk, totdat hy sy laaste asem uitblaas. Onder andere, wanneer hulle daai spykers deur sy arms, of deur sy hande geslaan het, was sy eerste woorde wat hy geuiter het, Vader, vergeef hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die empatie en die deernis en die nie veroordeling waarmee hy gereageer het, is net letterlik iets uit 'n ander wêreld. Daarna het hy vir die persoon langs hom aan die kruis, die een wat om genade gevra het, die ongelooflike waarborg en versekering gegee, vandag sal jy saam met my wees. Gaan jy lewe kan beleef in 'n ander dimensie. Maar dan vind ons uiteindelik dat daar 'n punt gekom het waar God sy gesig moes wegdraai en Jesus so deurweek is met die sonde wat God op hom laat afkom en op sy rekord oorskuif, dat God sy gesig moes wegdraai en Jesus in daai oomblik vra, my God, waarom? Vanoggend fokus ons op nog 'n gedeelte en dis nie alles wat Jesus gesê het nie. Ons het nie tyd gehad in hierdie 4 weke om al die kruiswoorde te hanteer nie. Vanmôre staan ons stil by Johannes 19 vers 28. Hierna het Jesus, terwyl hy nou aan die kruis hang, en dan sê Johannes interessant genoeg, met die wete dat alles nou klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kon word, gesê, ek is dors. En net so terloops, kantlyn aantekening, ons gaan nie daarby stil staan vanmôre nie, maar Jesus het nie noodwendig hierdie uitlating gemaak, omdat hy 'n verskriklike behoefte nou aan iets gehad het nie. Hy's besig om sy laaste asem uit te blaas. Maar hy die heeltyd seker gemaak, hy gee presies 'n uitvoering aan God se instruksies en al die profesieë wat daar deur die eeue was. So nadat alles volbring is en sodat die skrif vervul kan word, het hy gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldate het 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptak gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en sy laaste asem uitgeblaas. Dit is volbring. Volbring in die oorspronklike taal, die woorde wat Jesus gebruik het, was 'n eenvoudige Griekse woordjie wat gesê het, tetelestai. Tetelestai, klink so 'n bietjie moeilik om aan gewoon te raak, maar jy gaan hom gou onder die knie kry en dis 'n woordjie wat eintlik maar in jou gees kan begin vassteek as jy besef, een van die grootste woorde wat Jesus ooit oor jou en my lewe en oor die wêreld verklaar het en oor sy missie verklaar het, is hierdie woordjie tetelestai. Nou dis op verskeie maniere gebruik, hy is nie die enigste persoon wat hierdie woord gebruik het nie, en net om jou 'n bietjie konteks te gee, die woordjie tetelestai is byvoorbeeld gebruik deur bediendes of diensknegte of 'n werknemer. As jy na jou meester toe terugkeer of na jou werkgewer toe terugkeer en jy sê, tetelestai, ek het die taak of die projek wat u my gestuur het om te doen, het ek presies uitgevoer. Ek het presies gedoen wat u van my gevra het om te doen. Dis ook gebruik deur onderwysers of leermeesters. Hulle het daai woordjie tetelestai toegeken aan hulle student of aan 'n leerling of aan 'n vakman, waarmee hulle kon verklaar, hierdie persoon het sy studies suksesvol afgehandel. Hierdie persoon het tetelestai presies gedoen wat hy moes en hy het gekwalifiseer. Handelaars en regslui het weer as ware 'n stempel gehad met die woord tetelestai. En hulle het dit geskryf oor 'n rekening of oor 'n boete of oor 'n vonnis wat gesê het,
hierdie skuld of hierdie uitdaging is ten volle betaal. Daar's geen skuld meer uitstaande nie. Dis volledig vereffen. Baie interessant, by die Tempelplein was dit 'n woordjie wat die priesters baie gebruik het. Wanneer jy kom met 'n lam wat jy wil offer, dan het hulle hom eers ondersoek om vas te stel of hy voldoen volgens die wet van Moses, dat hy geen gebrek en geen siekte het nie, dat hy 'n waardige offer sou wees vir jou sonde, en dan sou die priester dikwels skryf op die lammetjie, tetelestai, wat beteken, hierdie offer is 100% voldoende. Generaals sou na hulle koning of na hulle keiser terugkeer wanneer hulle 'n opstand of 'n vyhandige aanslag suksesvol uitgesorteer het met die woord tetelestai. Dikwels het hulle al vooruit 'n boodskapper gestuur wat net sê, dan sê vir die koning tetelestai. En wat beteken dit vir die koning? My opdrag is uitgevoer, my opdrag is oorwinnend voltooi. So voordat Jesus sy laaste asem uit sy aardse liggaam blaas, verklaar hy oorwinnend tetelestai. Dis die pakket wat Jesus vir elke mens wat hom in geloof aanneem en hom heerser van hulle lewe maak, dis wat hy nou vir ons kom bied. Jy sien, wanneer jy jou lewe aan Jesus gee, dan kom skryf Jesus nou as ware die woord tetelestai oor jou lewensstorie, oor jou rekords, en wanneer God na jou kyk, dan sien hy al hierdie fenominale woorde wat oor jou staan, wat uiteindelik sê, jy's vir God nou 100% aanvaarbaar, want Jesus het alles volbring wat ek en jy eintlik moes doen en in tekort geskiet het. So wat beteken dit vir ons vandag? Twee groot waarhede waarmee ek jou wil aan laat herkou. En die eerste ene, ek dink die meeste van ons fokus baie keer daarop, en ek dank die Here daarvoor. Tetelestai beteken, sy werk is 100% voltooi. Hy moet nie nog iets vir ons doen nie. Alles wat ons nodig het, het hy klaar gedoen. So wanneer Jesus sy laaste asem uitblaas, dan het hy elke profesie vervul, uit elke rekening, geestelike rekening by God het hy vereffen. Wat so amazing is elke vereiste van die wet van Moses het hy namens ons afgemerk. Hy het afgereken met die dood. Hy het die skeiding wat daar tussen ons en God was, het hy die weg geruim. Inteendeel, nadat Jesus sy laaste asem uitblaas, vertel die Bybel vir ons die groot skrik wat die priesters beleef het. Inteendeel, van die Sanhedrin het dit in hulle geskrifte aangeteken. Baie van hulle was nie eers bewus, hulle het kennis geneem daarvan, ja, Jesus is besig om te sterf, of uiteindelik is ons ontslaaf van hom, hy word gevonnis. Maar die volgende oomblik skeer die voorhangsel van die tempel, as dit van onder na bo was, wie dit geskeur. Maar om 'n 12 meter hoë gordyn van bo na onder te skeer, sonder dat daar mense op 'n stellasie naby was, dit het almal se aandag gehad. Maar dit het skielik gesê, God is nie meer beperk tot 'n allerheiligste en die wêreld is so sondig dat hy nie meer met hulle kan in kontak kom nie. Nee, alles is volbring. Alle obstruksies is uit die weg geruim en God kan kom en sê, ek kan nou met mense in verhouding kom. Dis hoekom ek Jesus gestuur het. Ek wil Immanuel wees, God met my mense. So tetelestai beteken, Jesus se werk is voltooi. Tetelestai wil egter vir jou en my vandag ook uitdaag. My en jou lewenstaak is nog nie voltooi nie. Solank jy nog asem het, solank jy nog lewe, het die Here 'n plan hier op aarde met jou lewe. Jesus se aardse wedloop is voltooi. Maar die aflosstokkie is nou in ons hande. Sien net vir 'n oomblik daai prentjie. En almal van ons het al eers by 'n atletiekbyeenkoms daai opwinding beleef van wanneer jy vir jou span skree en jy sien hoe effektief is hulle, en die eerste ouetjie het goed weggespring, en die tweede en die derde ene, en elke keer hou almal hulle asems op wanneer dit by die ANG kom. Maar wanneer sou 'n hele paviljoen se mense sê, wanneer al is dit nie eers jou span nie, as een van daai atlete die stokkie laat val. Jesus het gesê, tetelestai, ek het my deel gedoen,
En nou gee hy die stokkie aan. Maar dit beteken, hy's nie meer in die wedloop nie, hy het oorwin, hy het sy deel gedoen. Maar hy gee die stokkie vir my en jou. Ons is nog in hierdie wedloop, in hierdie stikkende wêreld, in hierdie aardse wedloop. En elkeen van ons wat hier sit, of jy bewus is daarvan, of baie bewus is daarvan, of dalk glad nie bewus is daarvan nie, jy het nog 'n onvoltooide lewenstaak. Kan ek jou vra? Hoe vaar jy? Hoe vaar jy met die skepingsdroom? Met ander woorde, daai plan wat God voor die grondlegging van die wêreld met jou gehad het. En dis nie vir hom toevallig dat jy op 'n datum soos hierdie in hierdie jaar op hierdie plek in Standerton is nie. So hoe vaar jy met jou skepingsdroom? Met die missie wat hy op jou lewe het, daai unieke roeping wat hy het, die geleenthede wat hy vir jou skep, die lewe wat Vader met jou en deur jou wil lewe. En dis nogal 'n riller as jy dink dat terwyl Jesus se laaste woorde is, tetelestai, my werk is voltooi, sit almal van ons vandag hier en besef, ons kan dit nog nie sê nie. Ons het nog 'n taak om te voltooi. En hier's nogal 'n interessante, ek wil amper sê 'n geestelike ekstraal. Wanneer Jesus van sy volgelinge in Openbaring die volgende sê, hy sê, ek ken julle handel en wandel. Nou net terloops, wanneer hy hierdie skryf, is dit vir sy volgelinge. Dis nie vir mense wat buite 'n verhouding met hom staan nie. Hy sê, ek ken jou handel en jou wandel. Ek weet dat jy daarvoor bekend is dat jy lewe. Maar jy's dood. Baie mense is ooglopend daarvoor bekend dat hulle effektief is en selfs blywende vrug dra. Hoeveel keer het van ons dit nie al beleef nie, jy kyk na 'n paartjie en jy sê, hulle is so gelukkig en hulle lyk so gelukkig, is so 'n wonderlike koppel. Die realiteit is, dat skielik hoor jy hierdie skokkende nuus, nee, hulle is uitmekaar uit. Dit was toe nie so maanskyn en rose nie. Baie mense is daarvoor bekend dat hulle finansiëel so sterk is en gesond is en vooruitstrewend is. Wat materiële dinge aanbetref, want die huis en die klere en die vakansies en die voertuig gee daai indruk. Tussen is daar groot moeilikheid en groot rekeninge wat nie betaal kan word nie. Massas Christene is daarvoor bekend dat hulle 'n reputasie het, dat hulle geestelik sterk en gesond is en dat hulle al die aksies en gewoontes en die aktiwiteite nakom. Maar die realiteite is die verhouding met God en die krag van die Heilige Gees en die lewe van Christus is nie daar nie. Daar's nie 'n regte intimiteit nie. Min tyd in God se teenwoordigheid, daar's min krag en inteendeel daar's min vrug. So wanneer Jesus sê in Openbaring 3 vers 1, ek weet dat jy daarvoor bekend is dat jy lewe, maar jy's dood. Dan gee hy nie 'n veroordeling nie, hy gee 'n oplossing en hy sê, word wakker. Word wakker en herstel nog wat oor is, wat op die drempel van die dood is. Jou optrede vind ek nie gepas in die teenwoordigheid van my God nie. Dis harde woorde. En kan dit wees dat jy eers iets beleef dat die Heilige Gees vanmôre vir jou sê, is my optrede dalk nie gepas in die teenwoordigheid van God nie. Jesus het sy missie voltooi en hy sê dis volbring en hy kyk nou met angstigheid na elkeen van ons vir wie hy so 'n duur prys betaal het en hy wil vir jou sê, kan jy jou wedloop met dieselfde effektiwiteit hardloop, gaan jou laaste woorde uiteindelik oorwinnend kan wees om te sê, tetelestai, ek het oorwin. Of is ek nie daarvoor bekend dat ek lyk redelik goed en ek doen al die eksterne dade, maar eintlik is ek dood. Kan dit moontlik 'n beskrywing wees van jou bestaan? En hoor wat die Heilige Gees vanmôre vir jou wil sê. Word wakker. Kom staan op uit daai geestelike doodsheid en passiwiteit waarin jy dalk vasgevang is. Span jou in om ook soos Jesus aan die einde van jou lewe te kan sê, tetelestai, dis presies uitgevoer, dis suksesvol afgehandel, dis 100% voltooi, dis volledig vereffen. Ek het oorwinnend klaar gemaak wat God se droom oor my lewe was. Paulus is baie realisties oor sy lewe. Handelinge 20 skryf hy op 'n stadium en hy sê iets van sy dringende fokus. En oor 'n klomp goed in sy lewe wat dalk aandag moes kry, maar hoor sy fokus. Hy sê in Handelinge 20 vers 24, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi.
Daai roeping, daai prentjie, daai bouplan wat God vir my gehad het voor die grondlegging van die wêreld. As ek net dit kan voltooi en my dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, as ek dit kan klaarmaak. As ek suksesvol kan wees in God se oë. Solank jy as 'n volgeling van Jesus nog asemhaal, beteken dit jy's op 'n missie. Jy het nog 'n taak. Die Here is nie klaar met jou nie. En aan die een kant, ja, hy wil jou nog vorm, maar hy wil jou dinamies gebruik. En vandag wil hy jou miskien oproep om net te sê, kom identifiseer net weer 'n slag. Kom stel jouself net weer oop vir my gees. Kom drink net self weer fisies 'n koffie. Wanneer laas jy 'n beker koffie of tee gehad en eers saam met die Here gaan sit en gesê, Here, ek wil nie net my lysie aan U uitstort nie. Kom praat met my. Here, kom openbaar aan my, wat's U droom met my in hierdie seisoen van my lewe? Kan ek wakker word? Kan ek wakker skrik uit hierdie doodsheid om op te staan en oor te gaan tot aksie? My gebed is regtig vir elkeen van ons, dat wanneer ons aan die einde van ons aardse lewe kom, hoe opwindend of hoe moeilik dit ook al kon gewees het, dat jy met groot oorwinning, inteendeel dat die mense na die tyd by jou roudiens op jou begrafnisbriefie die woorde kan sit, tetelestai. Hierdie persoon vir wie ons so lief was, het presies gedoen wat God se droom vir hom of haar was. En kan ek vir jou sê vanmôre, jy kan. As jy twyfel daarin, dis die vyand wat 'n leuen in jou plan, wat God het nêrens iets geskep wat nie 'n fenominale plan het nie. Jy kan jou lewe oorwinnend en suksesvol afsluit. Hoe? Miskien word jy vanmôre uitgedaag om 'n paar besluite te neem. Eerste besluit is, wanneer ek en jy wil herstel, dit waartoe God sy kerk in Openbaring oproep om te sê, kom aan, word wakker, herstel dit wat nog oor is. Miskien het jy nodig vanmôre om te sê, ek besluit om te begin. Miskien moet ek van my geestelike jack afkom en uit my passiwiteit uitkom en meer tyd met die Here spandeer en myself oopstel vir sy gees en begin om 'n dieper verhouding met hom na te jaag soos nog nooit tevore nie. Dikwels doen ons so iets by die nuwejaarsvoorneme aan die begin van 'n jaar. Miskien is dit datum soos vandag, Opstanding Sondag, 'n uitdaging om te sê, kom ek besluit om 'n begin te maak, 'n nuwe begin in die rigting wat God vir my lewe het. En om daai besluit te neem is letterlik soos om daai gedetermineerde streep in die sand te trek en te sê van nou af gaan dinge verander. Ek dink een van die grootste uitdagings van ons tyd is snaaks genoeg besluiteloosheid. En dit kos ons. Want ja, ek is nog nie seker en ek sal nog en ek weet nie het. Hoekom is dit so belangrik? Tyd terug het ons 'n reeks gehad waarin ons hierdie woorde oor en oor vir jou herinner het. Want die besluite van vandag bepaal ons stories van môre. Anders gestel. Ons maak besluite en dan maak daai besluite ons. Wat daarvan, as jy vandag 'n besluit neem om te sê, Here, die geestelike doodsheid, miskien het die wêreld en die lewe my gekruisig, het voel of ek my laaste asem uitgeblaas het, maar ek neem vandag 'n besluit dat ek wil opstaan in 'n nuwe lewe saam met U. En onthou, besluiteloosheid is ook 'n besluit. En geen besluit het ook gevolge. Oppas dat jy daai speletjie met jou speel, veral in jou verhouding met die Here van, ek wil nog, ek gaan nog. Baie mense gebruik die woorde soos ek hoop, ek glo, ek bid dat dit sal verander of sal verbeter, maar dan beleef hulle die frustrasie, niks gebeur nie. Dit verg dikwels daai besluit om te sê, ek begin, ek gaan opstaan. Ek gaan opstaan soos die verlore seun en ek is moeg vir die varkpele, ek is moeg vir my huidige oneffektiwiteit en vir my onproduktiwiteit en die onvervulling wat ek tans beleef. Ek gaan opstaan en terug na my Vader toe gaan. En kan ek so terloops ook vir jou sê, moet ook nie wag tot jy al die feite en al die kundigheid het voordat jy 'n besluit begin neem nie. As jy daarvoor wag, het jy nie geloof nodig nie. Neem 'n besluit om te sê, Here, U het 'n missie met my lewe.
Ek het nog asem in my longe. Ek wil tot U beskikking wees. Hier is ek, gebruik my. En is hoeveel opwindende getuienisse, selfs in hierdie gehoor, van mense wat al vir my vertel het, ek daag toe by die werk op en ek sê, Here, okay, gebruik my. En daar gebeur die volgende. Waag dit. Om te sê, Here, ek gaan begin om uit my gemaksone uit te kom. Ek gaan begin om te groei na daai punt toe, sodat wanneer ek eendag voor U staan, sodat wanneer ek by die einde van my lewe kom, en ek my laaste asem uitblaas, ek oorwinnend soos Jesus sal kan sê, Tetelestai, dis volbring. Ek het my missie ook kon voltooi, soos wat Jesus syne gedoen het. Die tweede besluit waartoe ek jou wil uitdaag is, baie van ons het al besluit om te begin, maar ons het ergens spoed verloor. Wat daarvan het jy vandag 'n besluit neem om te sê, Here, ek kies om te volhard. Ek maak 'n besluit om vas te byt. Toe Jesus in die tuin van Getsemane was, het die realiteite van sy besluit om te sê, Vader, ek sal my lewe gee, dit het net te uitdagend begin lyk. Dit het so intens geraak, soveel so, as jy my nie glo nie, hier's Jesus se woorde. Lukas 22 vers 42, Vader, as U wil is, neem hierdie lydensbeker van my af weg. Maar onmiddellik neem hy die besluit om te sê ek sal vasbyt. Kom wat wil. Ek sal dit waarvoor Vader my gestuur het, ek gaan dit voltooi. En daarom sê hy onmiddellik daarna, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Ergens het jy dalk al vir die Here gesê, Here, stuur my, gebruik my. Here, ek gaan uitstaan vir U. Here, ek gaan ophou met hierdie. Here, ek gaan begin met daai. En dan raak die koste nogal partykeer 'n groot realiteit wat ons nie altyd ten volle besef het nie. In plaas daarvan om op te gee, kies vandag om te sê, Here, ek gaan volhard. En ek hoef dit nie in my eie krag te doen nie, want die Gees, dieselfde Gees waarmee God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, is tot ons beskikking, is tot jou beskikking, sodat jou ek kan verander in ek kan. So neem vandag 'n besluit om te sê, Vader, dit maak nie saak hoeveel teenstand, hoeveel pyn, hoeveel lyding, hoeveel vernedering. Partykeer is daar ongelooflike marteling, dikwels emosioneel. Maak nie saak hoeveel ek moet verduur nie. Ek neem 'n besluit om te volhard. Jy ken daai liedjie, ons sing hom dikwels. I've decided to follow Jesus. En as 'n gedeelte by wat sê, no turning back. Maklik om te sê, I've decided to follow Jesus. But how often did we turn back? Kan jy jou voorstel? Kan jy jou voorstel? As Jesus se moed om daar by die tuin van Getsemane, daai boom daar is tipiese bome, olyfboom, daar teen die Olyfberg, en net buite Jerusalem. As jy ooit die voorreg het om dit te gaan besoek, van daai bome staan daar, van hulle is tot 3000 jaar oud, so van hulle is definitief daar gewees toe Jesus in daai omgewing rondbeweeg het. Kan jy jou indink, dat terwyl hy by daai boom gekniel het, bloed gesweet het, dat sy moed hom begewe het, en dat hy besef het en vir sy vader gesê het, ek onttrek. Wat as Vader sy gebed beantwoord het? Gesê het, okay my seun, ek besef dis regtig te erg, kom ons gaan maar aan met die tempelstelsel. Julle moan oor die verkeer op die N1 Moria toe. Weet jy hoe so die pad gelyk het Jerusalem toe, as ons almal in 'n queue moes staan om eers rondom die Paasfees ons finale offer te bring vir ons sondes, en ons gaan in elk geval weer droog maak. Besef jy hoeveel seën sou Jesus ons van beroof het? Besef jy van hoeveel seën is jy besig om ander mense te beroof? Omdat God jou wil gebruik, en jy is nie beskikbaar nie. Jy volhard nie. Jy gee op. Jy hou op om te bid vir. Jy hou op om iemand te vergewe. Jy hou op om genade te betoon. Moenie iemand anders van seën beroof, inteendeel moenie jouself van seën beroof, omdat jy besluit jy gaan nie begin nie, omdat jy besluit jy gaan nie vasbyt nie. Jesus word ons model en ons inspirasie
wat ons kan naboots. En die Bybel gee praktiese raad. Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 1. Dit sê, laat ons elke las, en kan ek dit vervang dalk vanoggend met, mag ons elke verskoning en elke rede van ons afgooi. Ook daai, ja, ek weet nie regtig of ek kan nie. Ook sonde wat ons so maklik verskrik, en laat ons wedloop, wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Hardloop om by Tetelestai uit te kom. Die oë gefestig, nou nie op die omstandighede nie, maar op Christus. Hoekom? Hy kon dit doen, hy is my inspirasie, hy is my model, as hy dit kan doen, en hy lewe, sy gees lewe in my, dan kan ek dit ook doen. Hy is die begin en die volëinder van die geloof. Dan gee hy vir ons die prentjie, terwille van die feit dat Jesus verder gekyk het en geweet het wat 'n seën hy kan wees, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En dit was nie verniet nie. Want nou sit hy aan die regterhand van die troon van God. So ons uitdaging vir môre, as ons laaste woorde gaan wees, Tetelestai, gaan dit wees besluit om te begin. Begin in lyn kom met God se roeping en droom vir jou lewe, die missie wat hy vir jou het. Begin die avontuur om te ontdek wat dit selfs net is. As jy 'n idee het, besluit om vas te byt. Moenie moed opgee nie. Derde uitdaging, kom ons besluit om klaar te maak. En vas te byt tot die einde toe. Want dit verg soveel meer as net 'n aktiewe besluit om dit waarmee jy begin het suksesvol af te handel. Paulus daag volgelinge van Jesus uit oor 'n projek waarmee hulle besig is. En hoor sy woorde. Hy sê in 2 Korintiërs 8 vers 11, hy sê, maak die werk nou klaar. Weet julle is besig daarmee, maar maak dit nou klaar. Daai ywer, daai entoesiasme waarmee jy begin het, om uit beskikbare middele die insameling af te handel, dit moet nou net so groot wees as die gewilligheid waarmee jy begin het. Hardloop so om te wen en klaar te maak. Oom Jan, skus, kan jy vir ons die deure oopmaak? Net 'n bietjie meer ventilasie hier, dankie. 1968 Olimpiese Spele, Mexico City. 'n Atleet van Tanzanië, sy naam was John Stephen Akhwari. Hy het in die 42 km marathon deelgeneem en by die 19 km merk het iemand hom raak getrap en hy is beseer. Hy het geval en sy knie baie lelik ontwrig. Maar die marathon het voortgegaan en 'n atleet van Ethiopië wat gewen het, het toe nou al die eer gekry. Heel wat later, ek het nie my statistieke reg nie, maar dit kan 'n uur of meer wees, ure later, minder as 1/3 van die skare nog op die paviljoene, en hier kom hy met bloed deur sy verband die stadion binne gestrompel, en hy strompel moeisaam voort, en hy voltooi die wedloop. Na afloop van die onderhoud, of van die wedloop, maak hy die volgende verklaring. Hy sê, my race was not finished. My country did not send me 5,000 miles to start a race. My country sent me 5,000 miles to finish the race. Jesus het gesê, my Vader het my nie duisende kilometer van 'n ander dimensie afgestuur, net om nie 'n wedloop nie klaar te maak nie. Daar's 'n oproep vir jou en vir my vandag, dat ons sal opstaan en 'n besluit sal neem om te sê, as my lewensroeping 'n unieke plan is wat God vir my het, beter ek begin om te ontdek wat dit is. Miskien moet ek vanmôre besluit om uit te vind wat dit is. Miskien moet ek 'n besluit neem om te sê, ek gaan volhard en vasbyt in die ontdekkingsavontuur en dan die toepassingsavontuur. En uiteindelik, ek gaan besluit om dit te voltooi. Want Jesus het dit wat hy vir jou moes doen. Het hy begin, het hy volhard, het hy klaargemaak. En uiteindelik kon hy oorwinnend uitroep, Tetelestai, dis volbring. Nou is dit ons beurt. En ek weet sommige van ons se ratte draai vanoggend en ons sê,
Ja, maar ek kan nie. Ek's nie seker nie. Ouens, dis opstanding Sondag. Jesus het die dood oorwin. Jesus het die dood oorwin sodat jy kan lewe. Jesus het opgestaan sodat jy ook kan opstaan. En sy opstanding het dit nie net moontlik gemaak dat ons in die volgende dimensie die lewe vir altyd kan kry nie. Nie, hy het nou reeds vir ons die lewe kom gee, lewe in oorvloed. Inteendeel, die kruis is 'n kruis deur elke ek kan nie wat ek en jy sal uiter. So vanoggend is 'n oproep om op te staan uit jou passiwiteit uit jou doodsheid en 'n dinamiese besluit te neem dat jy gaan afhandel wat die Here van jou verwag om te doen en dat jy soos Jesus 'n voorbeeld, dat jy dit gaan volg tot aan die einde van jou lewe waar jy kom en waar jy sê, tetelestai. Dis wat Paulus bid vir 'n gemeente in Efese. Hy sê in Efesiërs 1 vers 19, verder bid ek ook, dat julle sal agterkom, en dis my gebed vir jou, dat jy sal agterkom, dat die krag van God wat in ons werk, sterker is as enigiets anders. Daar's 'n missie en 'n roeping op jou lewe. En uiteindelik kan jy aan die einde van jou lewe kom en met groot oorwinning en selfs innerlike bevrediging weet, ek het my wedloop suksesvol voltooi. Ek kan verklaar saam met Jesus, tetelestai. Hoekom? Want dieselfde krag wat God uit die dood uit, wat God gebruik het om Jesus uit die dood op te wek, is tot ons beskikking. Vers 20, ons het gesien hoe geweldig daardie krag regtig is, toe God vir Jesus uit die dood laat opstaan het. Kan ek jou herinner, Filippense 1 vers 6, Paulus sê, ek is veral hiervan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer, en dit sal, en daar's weer 'n verbuiging van die woordjie tetelestai, dit sal klaarmaak, sal afhandel, sal voleindig, op die dag wanneer Christus Jesus kom. Hy wil klaarmaak wat hy begin het, as jy hom toelaat. Wil jy nie vanmôre 'n nuwe besluit neem en sê, Here, my doodsheid, my verskonings, my teleurstellings, al die redes wat ek aanvoer, ek wil vanmôre 'n streep daardeur kom trek. Ek wil u hand kom vat en die krag van die Gees beleef en besef, u kan my bekragtig om op 'n unieke manier die oorwinning te behaal, selfs nou in die opdragte en die uitdagings wat u vir my gee. Elkeen van ons wat hier sit, het die potensiaal om 'n geestelike reus in God se hande te wees. En elkeen van julle het 'n roeping. Mag dit wees senior burgers wat nog 'n ongelooflike missie van God het om vir jou kinders en jou agterkleinkinders in te tree. Selfs vir die nageslag wat nog moet kom. Dat jy vir hulle begin instaan en in die bres tree, want eers vorentoe, dekades van nou af, gaan iemand 'n getuienis hê en sê dis as gevolg van 'n oupa en 'n grootoupa dat ek 'n wêreldveranderingsagent is, bloot net omdat ek besef het daar's 'n gebed van grootouers wat in my lewe belê. Kan wees dat jy op die vooraan staan van 'n loopbaan, jy's nog op hoërskool en God wil nou reeds vir jou sê, hier's die keuses en die planne wat ek vir jou droom dat jy sal uitvoer. Besluit vanmôre om te begin en hierdie pad saam met Jesus te loop. Besluit om vanmôre te sê, Here, ek gaan vasbyt hoe moeilik dit ook al mag wees. Here, ek besluit om klaar te maak saam met U en uiteindelik te kom by daai punt waar ek sê, dis volbring. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ek kom bid dat U elkeen van ons sal kom bedien op 'n unieke manier om besluite te neem rakende ons missie. Die droom wat U vir ons het. Dankie vir die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Dankie vir die ongelooflike pakket wat hy vir ons beskikbaar gestel het. En nou terwyl ons U verteenwoordigers is, terwyl ons U agente is en U ons wil gebruik, mag ons uit ons geestelike doodsheid en passiwiteit uit beskikbaar raak en sê, Here, ek wil begin om op 'n nuwe manier vir U beskikbaar te wees. Mag ons uiteindelik elkeen kom met die bevrediging in ons eie lewens om te besef, ek kom oorwinnend, kon ek klaarmaak dit wat God se roeping op my lewe was, maar meer nog, mag ons uiteindelik voor U troon staan en daardie fenominale woorde hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Terwyl ons hoofde so gebuig en ons oë gesluit is, kan ek jou vra, wil jy nie 'n paar sekondes neem en net die Heilige Gees toelaat om jou te oortuig? Wat is daar wat jy besef, hier's 'n roeping op my lewe?
Hier's 'n area waarin ek laks geraak het. Ek het dalk begin op 'n stadium. Nee, nie vanmôre vir die Here sê, Here, ek's jammer. Here, ek wil dit nie mis om daai oorwinningswoordjie, tetelestai, uiteindelik aan die einde van my lewe, mag dit my laaste woorde kan wees. Dalk is daar sonde. Jesus het so 'n duurprys betaal om van ons sonde ontslae te raak. Moenie jy 'n duurprys betaal om sonde in jou lewe te koester nie. En nu wil jy jou nie self vandag kom verbind tot aksie, tot aanhou, tot afhandeling. As jy vanoggend sê, ek het onvoltooide pligte en dit gaan nie langer so bly nie. Ek kies vandag aangaande my lewenstaak, die roeping wat die Here het. Here, ek sal oorgaan tot aksie en ek gaan dit klaarmaak. Jou eie woorde dalk sê vir die Here, Here, ek maak daai commitment. Plaas my vertroue in U. Help my, Heilige Gees, kom bekragtig my. As dit moet, bely dit wat tussen jou en die Here staan. Bely dit wat maak dat jy jou lewe as 'n flop gaan eindig. En vandag is die Heilige Gees hier om vir jou te sê, moenie dat dit gebeur nie. Here, dankie dat U klaarmaak wat U begin het. En ek bid dat mense vanoggend iets gaan beleef van die ek kan, wat moontlik geword het as gevolg van die opstandingskrag. Dankie Heilige Gees dat U elkeen hier kan kom bedien met 'n nuwe droom, nuwe hoop, nuwe spoed, guts, krag uit die hoogte, 'n onverskrokkenheid om U te glo vir dinge wat ander mense self sê is onmoontlik. En ons sal vashou aan die droom en die ideaal wat U vir elkeen van ons het. Mag ons soos Josua, wanneer hy die volk uitdaag en sê, kies dan nou wie julle wil dien. Mag ons vanmôre opnuut 'n keuse maak om te sê, ek gaan my lewe gee. Al kos dit om alles te gee. Maar ek gaan dit nie verruil vir enigiets anders as om uiteindelik voor die troon van my Vader te kan staan en weet my laaste woorde op aarde was, ook ek kon dit volbring wat hy van my verwag het. En Here, dan kom bid ek vir diegene wat dalk hier sit en goeie mense is, kultuurgodsdienst beleef het tot nou toe, maar nog nooit die vreugde ervaar het van 'n intieme verhouding met U. By die krag van die Gees en die nuutmaking waarvoor Jesus so duur betaal het, innerlik kom beleef het nie. Dankie dat U vanmôre na hulle uitreik. Dankie dat 'n eenvoudige gebed soos Jesus, ek kom gee my lewe vandag ten volle oor aan U. Kom word die beheerder en bestuurder van my lewe. Kom word heerser. Van vandag af leef ek nie meer vir myself nie, ek leef vir U. Dankie dat U vir my sonde betaal het aan die kruis. Dankie vir die krag wat beskikbaar is as gevolg van die opstanding. Dankie dat die dood nie in my lewe hoef te heers nie. Dankie dat ek nou kan lewe en my lewe sal kan afsluit met die oorwinningskreet, tetelestai. Amen.